In die vorige program het ons gepraat oor die brief wat Solidariteit aan president Ramaphosa geskryf het om die lig te laat plaas op die afleggingskrisis in Suid-Afrika. Ons het ook gesê, hy het geensins daarop gereageer nie en dat ons beplan om 'n dispuut teen die Suid-Afrikaanse regering te verklaar. En dit het ons gedoen. 'n Historiese dispuut is eintlik so bietjie 'n buitengewone ding om te doen om formeel 'n dispuut met 'n regering ingesluit 5 ministers te verklaar. Nou hierdie dispuut word gedoen by Netlek in gevolge artikel 77 van die Wet op Arbeidsverhoudinge. En ons gaan nou 'n bietjie verder gesels daaroor. Gideon Du Plessis is hoofsekretaris van Solidariteit en Gideon, ons gaan so bietjie kyk in die diepte van die dispuut, hoekom so 'n dispuut, en dan gaan ons ook kyk na die aflegging self, daar's nog inligting ingekom en waarom ons dit doen en wat is die volgende proses. Maar die eerste vraag is dalk, waarom so 'n dispuut? Dit is nogal 'n ingrypende ding om te sê, jy tree in dispuut met jou regering. Ja Dirk, dit is baie ingrypend en die rede daarvoor is 'n normale aflegging werk so, werkgewer stuur vir jou afleggingskennisgewing vir 'n konsultasieproses en dan sit die vakbond, ons stoor tyd aan een kant van die tafel en aan die ander kant sit die werkgewer en dan kyk ons na die redes vir die afleggings, ons kyk ons na die alternatiewe en ons probeer oplossings vind en ons probeer dit alweer en nou, deesdae is daar so toename in afleggings wat suiwer verwant is aan swak regering. Met ander woorde, dit is of Eskom tariewe wat te hoog is, of Transnet se dienslewering wat swak is, plaaslike dienslewering van munisipaliteite wat swak is, die impak van die FSA tariewe, misdaad ensovoorts, waar die werkgewers noodsaak om werkers af te lê en die werkgewers het se hande is afgekap. So dit help nie, ons sympatiseer eintlik met die werkgewer, ons kan nie meer met die werkgewer verder onderhandel nie, en daarom het ons net besef dat aan die ander kant van die tafel moet die regering nou kom, want hulle is die oorsaak van die afleggings, en dit is die rede vir die stap wat ons nou moet neem. Ja, as jy dit so stel, dan kan mens ook sê, dat ons het nie 'n dispuut met die regering verklaar nie, die regering het 'n dispuut met werkers verklaar, want dit is hulle aksies wat daartoe lei dat mense hulle werk verloor. Nou, in so afleggingsproses gee werkgewers redes hoekom hulle spesifiek dan werkers aflei. Dis deel van hulle statutêre verpligtinge. Jy het gegaan en jy het daai redes behoorlik ontleed, jy het dit in kolomme gesit. Wat is die redes wat aangevoer word? Ja, so as ons kyk na veral die vervaardigingssektor en ons kyk na smelters, ons kyk na die ystererts en die kroom en die ferrokroom industrie en die staalindustrie, dan is dit hoofsaaklik die elektrisiteitstariewe wat geweldig hoog is, soos Glencore Merafe wat net sê dat dit is vir hulle baie goedkoper om nou doodeenvoudig die kroom uit te voer, die veredeling vind plaas in China. Dit word ons omgesit in ferrokroom wat gebruik word vir vlekvrye staal. Dit is baie goedkoper om dit so te doen as in Suid-Afrika te doen. Die gevolg daarvan is dat hulle 20 smelters wil sluit. Maar dan moet hulle ook, nou moet hulle kroom by die hawe uitkry. So nou het hulle 'n probleem met Transnet se spoorvervoer, hulle het 'n probleem met Transnet by die hawens om dit weer in China te kry. So dis deel van 'n probleem. Dan is die Chinese staal wat in Suid-Afrika gestort word, wat baie goedkoop en baie swak kwaliteit is, dieselfde met bande wat gestort word, goedkoop, swak kwaliteit, en dieselfde gebeur nou met motoronderdele, dit is ook van China en van Indië wat dit gestort word, en dit is alles ongunstige omstandighede wat geskep word vir werkgewers, maar die tariewe van die FSA het 'n groot impak op ArcelorMittal en 'n groot impak op Max Steel. Dan het ons Goodyear wat swart ekonomiese bemagtiging weer 'n groot invloed het. Dan het ons Ford wat politieke onsekerheid weer 'n groot invloed het. So al hierdie is net 'n teken van die ANC geleide regering se swak regering. Kyk, ons is nie binne die ideologiese raamwerk waar ons sê dat die regering moet ingryp in die ekonomie nie. Ons sê eintlik so min as moontlik regering in die ekonomie, maar die probleem is net regering is nog steeds afhanklik van basiese infrastruktuur. Ongelukkig is die regering nog
verantwoordelik vir beleidsvorming. Ongelukkig is 'n regering ook verantwoordelik vir handelsooreenkomste tussen lande. So 'n regering speel wel 'n rol, ons sê so min as moontlik, maar in hierdie geval, selfs daar waar hulle dan nou 'n rol speel en moet speel, maak hulle gemors daarvan en stel hulle mense bloot. Jy het ook verdere somme gedoen oor hoeveel mense geraak word. Ons het verlede week daaroor gepraat. Jy het dit nog in meer detail gedoen. Deel dit met ons. Ja, verlede week het ons 250.000 mense gehad wat geraak is volgens ons berekeninge. Binne 'n week het dit met 100.000 verhoog. Dis nou 350.000 mense wat geraak word. So wat bygekom het is byvoorbeeld met die smelters van byvoorbeeld Glencore en Merafe wat sluit. So vir elke een permanente werksgeleentheid wat geskep word by 'n kroomsmeltery word daar afstroom 7 indirekte poste geskep. So die teenoorgestelde gebeur dan vir elke pos wat dan afgeskaaf word daar 7 addisionele poste afgeskaaf. So ons het daai rimpel effek gekry. Intussen het Plus jy afhanklik is. Plus die afhanklik is. En ons werk met 'n baie konservatiewe berekening. Ons werk daarmee dat afstroom vat ons die aantal getalle en ons vat die totaal en dan sê ons 4 afhanklik is van elke broodwinner, maar ons ewe knee by Nomsa sê nee, maar hulle werk op 10 afhanklik is van elke broodwinner. So ons het 'n baie konservatiewe syfer. En dan het Coca-Cola bygekom. Coca-Cola het 'n aankondiging gemaak dat hulle ook werkers moet aflê as gevolg van swak dienslewering in Bloemfontein by een van hulle aanlegte. En so het Max Steel ook bygekom met addisionele afleggings wat plaasvind. Samancor het begin aandui dat hulle, as dit so voortgaan met hulle 2300 werkers ook aflê. So dit het net toegeneem, maar wat nog meer kommerwekkend is, intussen het ons reeds vooraf kennis gekry van bandemaatskappye soos Continental, Dunlop en Bridgestone wat gesê het maar hulle gaan moontlik die roete moet volg van Goodyear want hulle dieselfde omstandighede waar Goodyear is wat nou hulle fabriek sluit. So dit is besig om gebeur. Die motorvervaardigingsbedryf is onder geweldige druk. Mercedes het 90% van hulle C-klas Mercedes is uitgevoer na die VSA. Dit het met 82% gedaal hierdie maand. So ons gaan volgende maand nog 'n groter en skrikwekkender syfer kry. So daai bloedpad is net besig om momentum te kry. En die momentum van die tariefvasstellings moet nog kom. Dit is in die getalle wat ons nou genoem het en wat ons nou bekend maak, ons gaan ook 'n verslag daaroor bekend maak, is die effek van die tariefvasstellings nog nie in nie. So ek noem dit maar die tweede vlaag. Hierdie is die eerste vlaag, die tweede vlaag. Jy het nou so 'n bietjie begin, ons begin nou so die eerste golfies van die tweede vlaag sien, maar die groot golwe van die tweede vlaag is wel nog op pad. Maar nou het ons 'n dispuut verklaar teen die regering. Jy het mooi verduidelik hoekom teen die regering, normaalweg teen die werkgewer, maar in hierdie geval nou is dit faktore buite die werkgewer om. So daarom gaan ons nou in dispuut met die regering self. Nou, die netlek proses maak voorsiening vir artikel 77 en dit beteken jy gaan in dispuut en dan is daar sekere goeders wat gebeur. Wat is die volgende stappe nou in netlek? Ja, so netlek het nou basies 6 dae, binne 6 dae moet hulle vir ons 'n datum gee waar ons dan ons saak moet gaan stel en in die proses sal dan verteenwoordigers van besigheid Suid-Afrika wees of van werkgewersorganisasies, van vakbondfederasies, van regeringsverteenwoordigers en ook gemeenskapsverteenwoordigers aan wie ons saak moet stel. Hulle sal uiteraard ook vra, maar ons glo dat die werkgewers en die vakbondfederasies behoort baie simpatiek te wees teenoor ons saak. Dan sal daar besluit geneem word of dis 'n mediasieproses waar ons eise teenoor die regering wat die regering moet voldoen, byvoorbeeld dat hulle ooreenkoms moet bereik met die VSA tariewe, dat hulle die kragprys tariewe moet afbring of die nuwe bedelinge in werking moet stel vir byvoorbeeld versmelters en dat hulle met Transnet ook moet regryk dat 'n plaaslike dienslewering 'n regryk plan plek moet sit. So ons kan of in daai proses gaan waar die regering sê maar voordat julle 'n sertifikaat uitreik in terme van artikel 77 wat tot protesaksie kan lei, laat ons eers met julle in 'n mediasieproses gaan of in 'n proses gaan om ten minste te sê wat aan die gang is. Dit sal ideaal wees as dit so gebeur, maar indien nie, word die sertifikaat uitgereik wat mens dan
vorm van protesaksie kan hê, wat uiteraard in ons geval baie vreedsame protes sal wees, maar intussen het ons ook 'n aanduiding gekry dat die vakbondfederasie SAFTU het aangedui dat juis vandag en hierdie week sit COSATU wat hulle 'n besluit moet neem, wat die twee federasies 'n besluit moet neem of hulle eie artikel 77 aansoeke gaan bring, of hulle doeteenvoudig, omdat hulle deel van die werkersgroepering is, kan hulle doeteenvoudig net by ons aansluit. Welke mate ook al sal dit nou bepaal word, maar en dan beteken dit maar net, ons gaan as die protesaksie plaasvind, sal ons die mees geskikte manier wil vind om 'n protesaksie van stapel te stuur in so 'n mate dat ons wel 'n sterk boodskap kan uitstuur, maar glad nie enige besighede benadeel nie. Daar is hopelik 'n proses voor die protesaksie en voor die sertifikaat uitgereik word, en ek dink dit is eintlik vir ons die belangrike proses, jy daarna verwys, dat daar 'n mediasie kan wees. Nou, ons oproep op ander werkgewers, op ander vakbonde en ook die gemeenskap, is om op verskillende maniere ook in dispuut met die regering te tree. Ek dink is eenvoudig nou tyd. Die regering is onder verskriklike druk, hulle is broos, die ANC is broos, hulle erken self hulle is broos, so mense kan maklik sê, maar wat help dit nou? Hoekom gaan mense nou so? Hulle gaan julle net in elk geval hulle afvee aan julle. Maar mens weet nooit wat kom uit nie, wat kan gebeur nie. Mens weet nooit hoe verander die magsverhoudinge in so 'n proses nie. Skielik binne 'n netlek, want onthou daar's verskillende partye in netlek, daar's nou die regering natuurlik, dan is daar georganiseerde besigheid en dan is daar die vakbonde en dan gaan ons moet nou verskyn voor daardie mense. Hulle sit so in 'n kring om jou, dis nogal intimiderend. Ons het dit al gedoen. En dit mag gebeur dat al die partye waaraan ons dit aanbied, behalwe die regering, aan ons kant begin raak en druk op die regering begin plaas. Dit mag wees dat dit 'n totale momentum in die land begin skep. Dit mag wees dat hierdie die domino blokkie is wat ons wil hê. Nou, jy kan ook niks doen nie. Dis ook 'n moontlikheid om te sê, wat die regering gaan in elk geval niks doen nie, so kom ons doen niks nie. As ons niks doen, dan weet ek wat die uitkoms is. As ons iets doen, dan weet ons daar kan dalk 'n ander soort uitkoms wees. En daarom kies ons die iets doen bo die niks doen. Jou gesprekke, ons het dit verlede week ook daaroor gepraat, met werkgewers, met ander vakbonde, met die gemeenskap, deel hulle ons frustrasie. Nee, absoluut. Ons het reeds, Solidariteit het hierdie week nou uitnodigings gekry van verskeie van die werkgewers, veral die werkgewers wat smelters het, en daar was vandag, môre hierdie week is daar heelwat gesprekke waar ons ondersteuning kry. Dan het ons ook reeds uitgereik aan die vakbonde NUM en NUMSA, dit is die tipe vakbonde saam met wie ons sal saamwerk. Dit is 'n geleentheid waar ons eintlik ons ideologiese, kulturele en enige ander verskille wat ons het, wat jy een kant te skuif, wat jy saam hande vat, want op die ou einde is dit alle werkers wat geraak word. Stroom af word die werkers wat die meeste geraak word, is juis jou kwesbaarste werkers. Met die GOA se impak is die grootste op plaaswerkers, jou ongeskoolde werkers, maar jou ook jou blou-kollar werkers in die fabrieke. So Solidariteit se lede is tot 'n mate het hulle so 'n bietjie van 'n veiligheidsnet. So met ander woorde, ons tree eintlik in vir miljoene ander werkers wat ons ook voor intree. Maar ons moet ook onthou, hierdie geskied teen die agtergrond van ander afleggings wat reeds plaasgevind het. So die situasie klink nou sleg, maar ons moet in ag neem, daar's 292,000 werkers in die eerste kwartaal afgelê, die tweede kwartaal syfers kom binnekort, dit kan ook dieselfde wees, dan praat ons al van 600,000 werkers wat reeds afgelê is. En as ons nog kyk, soos jy gesê het, die tweede vlaag wat kom, so beteken net, ons moet nou intree, want die krisis gaan net groter en groter word, en dit beteken letterlik, die armoede vlakke in Suid-Afrika gaan net groter word, en daar is ook gevaar, en natuurlik wil ons mense in 'n werk hê, maar wat ons ook moet vermy, is 'n toename in misdaad, 'n toename in protesaksies, 'n toename in diensleweraksies. Dit is wat ons deur hierdie proses ook probeer vermy, want hoe vinniger ons die regering kry om 'n omgewing te skep waar 'n besigheid kan plaasvind, hoe vinniger kan die ekonomie groei, want ons is op 'n afdraande pad, en natuurlik, so ons doen dit ook vir stabiliteit in die land.
Ons het gepraat oor die fase 1 afleggings en dit is waarop ons nou fokus. Dit is afleggings wat tot 'n groot mate as gevolg van die regering se nutteloosheid is. Die fase 2 afleggings ook so, maar dit gaan dan spesifiek gaan oor die effek van die tariewe van die FSA regering. Die fase 2 is dan 'n fase wat nog gaan kom, maar ons glo dat daar nog ingrypings kan wees. Ons kan nog reg kry om 'n positiewe handelsooreenkoms te sluit. Nou Solidariteit het ook aan president Ramaphosa en president Trump geskryf rakende handelsooreenkomste. En ons het 'n handelsraamwerk aan hulle voorgestel. President Ramaphosa het bloot ontvangs erken, terwyl die Trump-administrasie baie vriendeliker gereageer het en ook bereid is om met ons te praat. So in die volgende week of 2 gaan 'n solidariteit-afvaardiging in gesprek tree met verskillende bene van die Amerikaanse regering rondom die moontlikhede van 'n handelsooreenkoms. Ons fokus op die politiek, want daar moet 'n politieke ooreenkoms wees en dan het ons ook handelsvoorstelle. In die volgende program, en dalk selfs die volgende 2 programme, gaan ons kyk oor hierdie fase 2. Ons gaan kyk hoe lyk Amerika, hoe lyk die Amerikaanse politiek, en ons gaan ook sê wat ons in Amerika doen. So hou dop, ek dink die volgende tyd gaan baie opwindend wees. Solidariteit het 'n rykdom van video's en standpunte, insluitende die potsending Solidariteit wêreld. En alles is saamgevat op ons YouTube kanaal, op ons verskillende media platforms en natuurlik nou ook op Spotify.